Goeiedag en baie welkom. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Amen, prys die Here. Dit is ons groet vandag. Hy het opgestaan en terug ons groet terug. Hy het waarlik opgestaan. As ek begin, dan groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus verder. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Kom ons sluit net die oogies vandag. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus. Here, dit is die grootste dag in die geskiedenis. Ja, Here, U het Vrydag die offer gebring, Here, en dankie vir die 7 kruiswoorde in hierdie week. Here, dit was 'n belewenis, dankie vir openbaringe. Maar Here, vanoggend is die grootste. U het opgestaan. Here, en so bring ek elkeen met sy eie persoonlike probleme en siekte en verhoudings en finansies en dit maak nie saak wat nie. Here, U het opgestaan sodat ons in die opstandingskrag kan lewe. Here, laat mense in hulle situasies die opstandingskrag beleef. Ek bid dit in Jesus naam. Here, seën elke ene ook wat in hierdie maand getrou was aan U, Here, met hulle tiendes en offers. Dankie, Here, dat ons net 'n deurgang kan wees vir die goeie saad wat in die grond geplant word. Amen. Sjoe, ek moet my prentjie wys. Dit is die mooiste prentjie. Is dit nie mooi nie? Opstandingssondag, die kruis en die graf is leeg. En ja, ons na 2000 jaar kom almal en dis weer jaar na jaar die herhaling van en 'n beskrywing van wat gebeur het. Die Here het geoorwin en hy het opgestaan. Maar die Here vat my in hierdie week terug en na 'n ander rigting in wat dit vir my en vir jou beteken. Dit is nie net iets wat vir die Here moet iets beteken nie. Here, wat beteken dit vir jou en vir my? Die dag waarvoor ons gewag het. Hierdie Sondag is die dag dat ons vier, dat op Vrydag, op Vrydag was ons nie in een of ander geestelike droom nie, of in een of ander trance nie, toe ons gesê het, dat Jesus het nooit regtig gesterwe nie, hy het net sy kleed uitgetrek. Sien jy, dit is waar, dit is nie 'n droom wat ons in verkeer het nie, want as dit 'n droom was van Jesus het nie gesterwe nie, hy het net sy kleed uitgetrek, as dit 'n droom was, as dit 'n storie was, as dit nie waar was nie, hoe kon hy dan vandag weer verskyn het? Want iemand wat dood is dood. As jy in 'n graf was, is jy in 'n graf. Ja, mense op 'n operasietafel gaan baie keer en sê hulle, hy was dood vir 'n paar minute en toe het hy weer begin lewe of so. Ja, maar nie 'n ou wat in die graf te verkeer het nie. Hoorie, so as 'n ou eers in die graf is en hulle het die grond opgegooi en in daardie geval die klip toegerol, dan was dit sertifikaat. Daai klip wat hulle voorgerol het, is 'n sertifikaat. Hy is dood. As Jesus dood was, kon hy nie op hierdie dag verskyn het nie. Amen. Here, U het werklik opgestaan. U leef werklik. Dit is wat gebeur het op hierdie dag. Dit is maar Here, wat beteken dit vir jou en vir my as
geredde weergeborenes. Wat beteken dit werklik? In 1 Petrus 2, hoofstuk 2 vers 4 skryf Petrus, en ek is seker ek het hierdie, maar dit was heeltemal 'n ander boodskap gewees, vir hierdie jaar ook hierdie selfde teks gewees. Dit slaan my nou. Dit kon nie selfde teks wees nie. Kom na hom toe, die lewende steen. Petrus nooi iemand uit en sê, kom na hom toe, die lewende steen. Nou, solank jy net godsdienstig en net gelowig is, sal die begrip van 'n lewende steen dalk oulik klink, mooi klink, vroom klink, iets klink. Maar die impak daarvan, die werklike impak, wat dit beteken, sal dood wees, totdat jy weergebore word. En dit is, dankie Here, ons kon weergebore word, want jy het nooit gesterf nie. Want ons word in Christus, deur Christus weergebore. Want as U nie opgestaan het nie, sou daar geen kans vir ons gewees het om weergebore te word nie. Amen. Wow. Jy het so daaraan gedink. Maar alles kry lewe, Here, wanneer ons weergebore word. En soos Paulus skryf, hy skryf, aan Christus se redding geproe het. Hy sê, as ons aan Christus se redding geproe het, en dors om soos babatjies die melk van die woord te drink. Nou as dit gebeur, dan kom daar lewe. Dan word hierdie, ek wil dit noem hierdie Bybel wat ons het, die Bybel se dooie letterstene, die ABC wat jy daar inkry, is dooie letter, elkeen 'n steen. Maar dan word hierdie dooie letterstene van die woord lewend. Amen. Tot dan is die woord van God soos 'n hoop stene. Wat jy bel. Ek weet nie wie bel jy vir die stene nie. Hier is dit maar Buldit. En hier kom Buldit met hulle trokkie. Ingery. Ag, hier is ek al weer op die geleide. Maar dis ek. En hulle stop hier so en hulle laai die stene af. Hier op die bouperseel. En hier so staan dit. Partykeer is dit baie mooi gepak, partykeer is dit net so afgelaai, lê op 'n hoop. Maar dit lê daar op 'n hoop en ons gaan bou. Maar daar gaan nie 'n huis staan voordat lewe daai dooie stene vat. Hoor jy wat ek sê? Dit gaan alles soos 'n wow wees. Niks gaan met daardie hoop stene gebeur tensy lewe. Wat 'n lewe? 'n mens, 'n messelaar. Daai stene vat en hulle inbou saam met ander stene. Wow. Dan kom hierdie stene en hulle word 'n eenheid wat aan mekaar vasgesit is met sement. En dan vorm dit 'n muur. Wow. En later, soos wat dit aanbou, op die einde staan daar so 'n huis, 'n gebou. En dit is wat die leeggraf onder andere vir ons as weergeborenes beteken. Dit beteken ook, moenie sê ja, hy dink nou ons sny dit uit of is nie, ons hou by alles, maar ons konsentreer op een ander ding vanoggend. Ja, die leeggraf beteken Jesus is terug hemel toe. Hy berei vir ons 'n plek voor. Al daardie goed. Ons ontken dit nie, maar ons staan by iets anders vanoggend. Here, wat beteken dit vir ons? Dit is wat hierdie voorbeeld van die stene wat gebou moet word.
is presies wat moet gebeur met ons as weergeborenes. Die enigste verskil is, die eerste steen wat gelê word, is Jesus. Jesus is die hoeksteen. En ons, elke weergeborene, ja, pastoortjie en dit of wat, en wie jy ook al is, klim van jou, blaas jou babbel, pop jou babbel. Jy is niks meer, of beter as iemand anders te nie. Jy is net soos ek is net soos jy 'n genadesteen, wat in die Here Jesus se opstandingskrag in eenheid met sy gees aan mekaar geheg word met ander genadestene. Die sement van die Heilige Gees. Wow. En wat doen dit? Al wat dit doen, ons word aan mekaar geheg en ons bou aan die liggaam van Christus wat gevorm word. Ek wil daai liggaamshuis vanoggend noem 'n mooi ander woord. Ek het gesê liggaamshuis, ons praat altyd van die liggaam van Christus. Is sy liggaamshuis. Dit is wie ons is. Elke een 'n genadesteen. En waar dit gebeur, waar hierdie genade van God mense aan mekaar heg in sy liggaam, in die gees, daar so 'n nuwe gebou ontstaan, dan kom daar 'n nuwe lewe tot stand, wat die sonde weerstaan en in heiligmaking die vrug van die Gees voortbring in alle situasies. En sterk staan in alle situasies. Hoekom? Want hierdie liggaam, hierdie gebou staan in die opstandingskrag van Jesus. Onthou dit vir die res van jou lewe. Wanneer dit begin lyk asof dinge nie wil uitwerk nie, of dinge verkeerd wil loop, en ons wil begin moed opgee. Nee, Here, ek is weergebore. U het in my kom woon. Dit beteken, net laat ons dit bietjie anders bewoord hierso, Here, hierbo in hierdie koppe, want dis hierdie koppe wat ons koppe is ons grootste ondergang. Here, ons moet net besef, ons as weergeborenes staan in u opstandingskrag, wat niks kon oorwin nie. Halleluja. Wow. Dit is die boodskap van die opstanding. Daardie eerste gelowiges was te onder geweldige druk geweest, net soos ons vandag as weergeborenes in hierdie wêreld waar ons staan, elke dag onder druk is, omdat ons vir die waarheid staan. Maar, daai mooiste woord, Here, in die opstandingskrag, die oorwinningskrag van Jesus, is ons ook in staat om die duisternis, die bose te oorwin. Hoekom? Want ons ken nie net die ware lewe nie. Ons ken nie net, ons weet nie net van die Here en sy opstandingskrag wat daar in die Bybel staan nie. Ons het met weergeboorte, hoor hier, die ware lewe wat die dood oorwin het, ontvang. Here, ons kry soms so 'n nuwe hoop hierso vanoggend. En dit is wat U wou gegee het vir die mens. 'n bewys van die opstandingskrag. Wow. En daarom kan ons vanoggend met 'n broodjie en met 'n beker bely. Here, my graf, jou graf, is daardie steen
wat jou in die dode hou, is reeds weggerol. Dis reeds weggerol. Here, U het reeds in die opstandingskrag reeds in my lewe ingekom. U het my reeds gered. U het my reeds met U Gees gevul. My klip, my steen is voor my dood, my weggerol. Dit beteken die sonde en die denke en die begeerlikhede van hierdie wêreld en die ewige dood kan my nie van God, nie van sy wil, nie van sy bepalings, nie van sy heiligmaking, nie van sy seën, nie van sy wil skei nie. Dit is dit wat dit beteken vanoggend in hierdie opstandingskrag. Dit is die boodskap van die opstanding, onthou dit vir ewig. Ek gaan ook nie sterwe nie. Really? Wow. Okay. Nou, hoekom is jy dan so bang vir die dood? As jy weet, jy gaan nooit sterwe nie. Ons gaan nie sterwe nie. Hoekom? Want jy is besig om deur die Heilige Gees met heiligheid bekleed te word. Wow. Om ook my menslike gedaante net soos Jesus te kan uittrek en God se verheerlikte kleed aan te trek. Want, Here, ek is gered, ek lewe in die opstandingskrag van Jesus. Amen en amen. Dit is die boodskap van die opstanding. Dit is wat die opstanding vir jou en vir my beteken. Ek en Christus, Christus in my, alles wat met Christus gebeur het, hier op die aarde, sal met my op die aarde gebeur. Die paadjie wat Jesus aan die aarde af opgegaan het die hemel toe, sal ook ek hê. Want ek is in Christus, Christus in my. Ek is in sy opstandingskrag. Onthou dit, wanneer enige iets in jou lewe gebeur, bely dit, staan daarop. Moenie weier om 'n tree te retireer, 'n sentimeter te retireer. Ek staan hier in die opstandingskrag van Jesus. Amen. Wow. Here, dit was 'n seën tot Vrydag toe. Vandag is 'n seën van hoop, 'n nuwe hoop, Here, en van lewe. Ons dankie in Jesus naam. Tjoe. Kom ons maak net gou die oë toe, ons sê net dankie, voordat ons die beker vat, voordat ons die broodjie vat. Vader, in Jesus naam, dankie. Dankie, Here, dankie Vader, dankie Heilige Gees, dat U Jesus se opstanding, die krag van die opstanding in my lewe kom uitstort het, ook met weergeboorte. Here, nie net die Gees nie, Here, nee, ook die opstandingskrag, dat ek in hierdie opstandingskrag van Jesus op hierdie aarde kan lewe, kan oorwin, terwyl ek lewe. Dankie, Here. Dankie vir U liggaam. Dankie dat U liggaam gelei het vir ons. Dankie, Here, dat U bloed gevloei het. Dankie, Here, dat U opgestaan het, sodat ons ook kan opstaan van 'n ou lewe. En dankie dat ek opgestaan het van 'n ou lewe en nou in U opstandingskrag verder lewe. Dankie, Jesus. Amen. Nou, kom ons vat. Dis die broodjie en die beker. Gewoonlik, tradisie, eet hulle mos eers die broodjie en dan die beker. Maar ons draai dit om. Hoekom? Dood eenvoudig, nie omdat ons wil snaaks wees nie, maar oor dit wat ons bely. Here, dankie vir hierdie beker, wat U bloed verteenwoordig. Dankie dat U bloed gevloei het. Dankie dat ek gered is deur U bloed.
dankie dat ek gereinig word elke dag deur u bloed. Here, dankie vir die bloed van Jesus, my redding. Amen. En daarom vat ons ook weer aan. Tweede, die broodjie. Nou, ek het hier so 'n heilige broodjie. Wat noem jy die cream cracker? Nou, ek weet nou regtig nie of cream cracker 'n Afrikaanse woord het nie. But dan het ek hom nog nooit gehoor nie. Wie sê iemand wat sê? Roomkraker. Wat sê ding? Roomkraker. Roomkraker. Nee, hier is 'n regte Afrikaanse mense hier, so lyk dit vir my. Dit is, wow. Is die eerste keer in my lewe dat ek daai woord hoor. Wat? Dankie. Ek sal dit nooit meer vergeet nie, hoor. Wow. Ek het 'n roomkraker hierso, maar dit lyk vir my meer soos 'n cream cracker. Sien jy, hy het gaatjies in. Here, presies u liggaam. Daar was gate in u liggaam ingeslaan. Here, dankie vir u bloed wat my gered het, wat my reinig, Here, sodat ek in daai gaatjies van u liggaam kan inpas. Amen. Ek pas hier in die opstandingskrag van Jesus. Amen. Prys die Here, halleluja. Praat met die Here as jy wil op jou eie. Seën op seën op seën. Salwing op salwing. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Wow. Soos gewoonlik. Ek het niks om verder te sê. As ek gaan iets verder sê, gaan dit met my eie emosies wees, uit my eie gedagtes, eie kennis. Dit is wat die Here my wil laat sê. Dankie Here, ontvang die Here se seën. Eers in Hebreëus. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawanelecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanelecha weasem lecha. Shalom. Beteken die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, hy sal jou vat, hy sal jou omhels, hy sal jou optel, oplig tot by hom in sy teenwoordigheid en aan jou vrede gee. Amen en amen. Prys die Here. Wow. Tot volgende keer. Leef, beleef, bid. Jaag na die opstandingskrag van Jesus in jou. Shalom.